is hier by Brits Wellness Gym en ek het nou net 'n klas gegee en hier is julle by my om ons vrae te vra. Ons is in Temple Office National in Brits, ons strykbehoeftewinkel. Ek dink my oefenspesialiteit is langafstande, so om te dink aan 'n bietjie draf en fietsry. En die rede hoekom ek dink dit my spesialiteit is ek vind dit baie makliker om te begin met dit en dit deur te voer, omdat dit my tyd gee om my kop skoon te maak. Dit is nie net vir my fisiese gesondheid nie, maar soos wat ek draf of soos wat ek fietsry, dan dink ek bietjie oor my doelwitte vir die week, of ek kyk bietjie na gedagtes hardloop rond, wat kan ek beter doen in my lewe, wat kan ek aanpas, waar kan ek my vrou beter ondersteun, hoe kan ek beter doen in my werksomstandighede. So dit is regtig vir my 'n ding waar ek aan my fisiese gesondheid werk, maar dit help my ook om bietjie my doelwitte te jaag, my kop skoon te maak. Ek stap 5 km elke oggend en ek doen dit spesifiek vir my gesondheid. Definitief vir my gesondheid en ek glo dit is ook goed om jou spiere soepel te hou en jou asemhaling en dit is dit. My oefenspesialiteit is vir my wonderlik, ek leef vir dit. En dit is om in groepklasse te werk en die groepe te hanteer in die gym. Dit is nie meer soos in die ou dae die aerobics wat ons ken nie. Ons werk met elke vrou wat daar inkom se liggaamsgewig. Ons lag ook saam en daar groei ons saam en ons word sterker. En dit is my spesialiteit. Gewig te oefen en om weer te lyk. Ek ry meestal fiets. Ek gaan nou en dan 'n bietjie hiking en stap met die hond en so aan, maar 99% is dit my fietsry. Ek weet nooit regtig hoekom nie, dis maar ek het van vroeg af dit begin doen en dit geniet en ek hou van spoed. Ek dink amper dis meestal my verskoning, want ek doen albei bergfiets en padfiets, maar ek verkies die padfiets weer eens oor die spoed. Ek hou nie daarvan om teen 'n moeë spoed te beweeg in die suurstof buite in die open lug. So ek geniet nogal daai rush of it. Om net groot te wees en beter te lyk as in 'n geheel. Om elke vrou wat daar instap op te bou en die beste van haar te maak, dat sy kan groei in haarself, nie net om sterk te word of om mooi te lyk, maar om hier sterk te word, haarself te leer ken, selfvertroue op te bou, uit te gaan en daar buite ook ander dinge beter te kan aanpak. Ek glo op te oefen 'n gesonde siel, 'n gesonde liggaam, huisves 'n gesonde siel en dit is vir my baie belangrik. Ja. Ek dink my doelwit is dieselfde as meeste mense se en dit is om gesond te wees en gewig te verloor. Ons almal wil gewig verloor en ja, net dit help my ook om my kop skoon te kry en net 'n beter mens te wees. So ek by die stadium sukkel ek bietjie met my gesondheid, so dit is my doelwit op die stadium om weer in gang te kom. Maar nou is tog maar 'n paar langer wedrenne wat ek wil gaan ry. So ek wil nou net weer in die gang kom en hierdie ou snottigheidjie afgooi dat ek weer in die oefen kan kom en momentum optel. So daar is niks spesifieks waarvoor ek mik op die kort termyn nie. Ek doen nog steeds die local 947 en ek is in Kendall ingeskryf vir Maart maand vir die Cape Town Cycle Tour. So net om daai gemaklik te kan doen op hierdie stadium en dan later weer die langer ris te kan tackle. Ja, ek het in die middel van COVID, toe ek my mangels laat uithaal in daai chaos, omdat ek permanent siek was.
Ja, dis my siekte meeste van die tyd. Ek vreeslike ander goed het my op die stadium terughou nie. Dis maar net deeltyd ligte siekte, maar genoeg om my van die fiets af te hou. Daar was regtig iets nie, dis net baie moeiliker in die winter om vroeg op te staan, want ons stap elke môre van 7 tot 8. Ek het 'n vriendin wat saam met my stap en dit motiveer my ook. En ek het net besluit daar's niks wat my kan terughou nie. Ek moet net aangaan elke dag. Tydsbestuur. Tyd was moeilik om 'n mamma te wees. Jy moes jou prioriteite in lyn trek om tyd te maak vir jouself. En dan ook die trauma wat ons beleef het definitief my moed om te oefen en tyd aan myself te spandeer bietjie gebreek. Verseker, ek wat nou 20 jaar hier is en ook al bietjie ouer geword het, jy kry baie keer beserings wat jy kan terughou. Maar ook as ma, ek het ook my kinders groot gemaak. Jy's in 'n gesinsopset. Jy moet by skooldinge uitkom, dan is dit vergeet en as ma se goed is belangrik nie. Die kinders se goed is die belangrikste. Die huishouding, die kos maak, al daai dinge. Daar's baie eise in die samelewing. En baie keer sal ma sê, die geld gaan eerder vir die kinders. Kom ons los dit, ons gaan nie oefen nie. So, dit het ek ook ervaar en jy voel skuldig, want jy spandeer tyd aan jouself. Wat ek dink nogals ook belangrik is, want as jy goed voel oor jouself, kan jy uitgee na jou kinders en jou mense naby jou en buite waar jy rondbeweeg. So, dit kan jou terughou. En ook social media in vandag se lewe. Ons het dit nie gehad as jong mense nie. Ja, daar is baie dinge. Gesondheid is 'n verskriklike belangrike ding as jy moet gaan oefen en hoe jy voel oor jouself, jou mens wees, alles. En dalk het jy ook nie so groot geword nie, jy het nie dalk daai voorbeeld gehad nie. En natuurlik, as jy werk van vroeg tot laat, het baie mense dit ook nie die energie om te gaan oefen nie. Dit is dan lekkerder om op die bank te gaan sit en net bietjie te ontspan. So, ja, baie goedjies wat mens kan terughou en ek hoor baie mense sê, as ek opstaan in die oggend het ek pyn, ek het nie lus vir oefen nie. Ek verstaan dit. Maar baie keer as jy in die gang kom, voel jy net beter. Mense is lui en hulle staan uit. Ek dink 'n mens moet net baie wilskrag hê en uithou vermoë. Jy moenie net vir 'n week oefen en sê nee, ek sien nie meer kans nie. Hou net uit en gaan aan en dinge sal beter word. Ek dink mense het die verwagting dat dinge te vinnig moet gebeur. So daai geduld en konsekwentheid, selfdissipline is 'n probleem. Ek dink onder my ervaring begin mense baie hard en hulle begin voluit en hulle sien nie dalk dadelik die resultate nie en dan is dit demotivering en dan sal hulle stop. So dis beter om elke dag konsekwent te wees, 20 minute te oefen elke dag, as wat jy 2 of 3 harde sessies vir 9 ure aan een doen. Jy gaan meer resultate kry deur die klein konsekwente aksies, as wat jy een harde probeerslag het. So ek dink dis hoekom meeste mense ophou of sukkel om te probeer. Dis maar daai konsekwentheid. Dis maar dieselfde rede as wat ek het na fisiek is, mense is like, dis maklik om net nee te sê en lui te wees. Dis ongelukkig die realiteit daarvan en mense kan kwaad wees vir my daaroor. Dis maklik om nee te sê en maklik om niks te doen nie. Dis maklik om nie te gaan oefen nie. So in enige liewe ding wat ook al jy in wil oefen en beter raak, dis net makliker om dit nie te doen nie. Dis die kort antwoord daarvan. Mense gaan my dalk met 'n paar klippe gooi vir dit, maar luiigheid. En ek is self elke keer dat ek bietjie siek was en ek moet weer in die gang kom en ek is bietjie gesond, dan gaan ek ook deur daai situasie waar ek myself moet forceer om net vroeg op te staan, aan die gang te kom en te ry.